Goeienaand. Ons tema vanaand is feesgenote, 'n leer om nie verskonings te hê nie. En ons skrifgedeelte is Lukas 14 hier vanaf vers 15 tot en met vers 24. Wanneer jy mense nooi as gaste om by jou te kom eet, is dit dikwels so dat jy kombinasies soek wanneer jy mense nooi om by jou te kom eet. Jy soek vriende wat by mekaar ken, wat by mekaar aanpas. En dikwels is dit dat jy ook iemand nooi wat baie keer hierdie tafelgesprekke laat vloei. As jy mens gaan kyk na die gedeelte wat ons lees en dit wat ons gisterand gelees het, is dit dat ons hier 'n groot feesmaal tref. 'n Klomp vooraanstaande mense wat by mekaar kuier en ons vermoed dat Jesus genooi was, dalk omdat hulle nuuskierig was oor hierdie man wat beweer dat hy die Messias is. Miskien is dit dat hulle sommer net wou leer luister na hom, hoor wat is die wyshede wat hy dan ook deel met hulle. En daarom tref 'n mens dat hier 'n feesmaal is wat eintlik 'n geleentheid is waar mense na mekaar kan luister en saam kuier. Maar soos wat die verhaal ontplooi, kom 'n mens agter dat dit eintlik nie goed gaan nie. Inteendeel, as jy nou vir MC Schoeman met haar etiketreëls sou volg, sou 'n mens gesê het dat hierdie gesprek het eintlik in 'n baie moeilike situasie beland, want hierdie man wat as gas genooi was om te kom eet saam met die vriendekring, naamlik Jesus, is eintlik besig om die stelsel te bevraagteken. Ons sien dat die gaste eintlik aangewys was of teen hulle getuig is dat hulle eintlik maar baie eerbewus is, dat hulle die beste posisie aan tafel soek. Ons sien dat die gasheer opgeroep word om te leer om gasvry te wees, om eerder mense te nooi wat nie kan teruggee nie, maar teenoor wie hy sy gasvryheid kan bewys. En mens kan amper sê dat hierdie gesprek in 'n baie moeilike situasie uitloop. En dis by hierdie geleentheid dat een van die gaste in vers 15 die volgende opmerking maak deur te sê, en een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Ek dink hierdie man probeer met hierdie opmerking die spanning verlig aan die tafel. Julle weet dalk hoe dit voel wanneer iemand dalk 'n onvanpaste grap vertel aan 'n etenstafel, die ongemak en die verleentheid, en hoe baie mense dikwels daardie situasie beredder, en dis dalk wat hierdie man ook gedoen het om te sê, gelukkig is hy wat kan deel hê aan die koninkryk van God. Hierdie opmerking wat moontlik gebruik was om spanning te verlig, word juis die aanknopingspunt ook by die Here wanneer hy verder hieroor praat. Ons moet onthou dat die fariseërs wat hier aan tafel was, vername mense was, kom ons sê welgestelde mense was van hulle omgewing, en daarom begin die Here met hierdie verhaal van 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en hoe hy mense uitgenooi het om by hom te kom eet. En dan spesifiek word daar nou verwys na die fariseërs wat vir Jesus as Messias verwerp het, wat nie vir Jesus erken het as die verlosser oor hulle lewe nie. En daarom sê hy dan dat hy ryk mense genooi het om by hom te kom eet, vooraanstaande mense, maar telkens het daar verskonings opgeduik. Een wou eers gaan kyk na 'n stuk grond wat hy gekoop het, die een wou sy osse uittoets, die ander een wat sê, maar ek is sopas getroud, ek sien nie nou kans om hierdie maaltyd te kom bywoon nie. Met hierdie verskonings wat aangebied word, wat baie keer legitieme verskonings is dit dat die Here eintlik vir hierdie eerste hoorders, naamlik hierdie persone saam wie aan tafel is, sê, dat ek het julle genooi, ek het vir julle gesterf, ek is die verlosser wat vir julle aan die kruis gesterf het, en tog verwerp julle my.
tog sien julle nie kans om die uitnodiging om te kom aansit by die tafel van die koninkryk van God, dat julle nie daarvoor kans sien. En dan gebeur die tweede, dat hy dan vertel dat met al die verskonings wat daar aangebied word, hy sy slaaf die opdrag gegee het om die strate in te gaan en mense te gaan nooi om te kom aansit aan hierdie tafel. En die mense wat genooi word is die armes en die krepeles en die blindes, hulle wat as onrein gesien was deur die fariseërs, hulle wat nie waardig geag was om by hulle aan etenstafel te eet nie, word nou die gaste wat deur die Here genooi word om deel te kan hê aan hierdie feesmaal. In Levitikus 21 vers 18 tot 20 staan daar ook: geen persoon wat 'n liggaamlike tekortkoming het, mag offer nie. Geen blinde of krepeel of iemand wat 'n misvormde gesig of 'n liggaamsdeel het nie, of 'n gebreekte voet of hand, of 'n boggel, of 'n parel op die oog, of 'n veluitslag of 'n beskadigde geslagsdeel mag offer nie, mag deel hê aan God nie. En nou kom maak die Here die onmoontlike waar. Die Here bring hierdie persone wat uitgesluit was, wat as onrein beskou was, en maak hulle deel van sy feesmaal. Hy nooi hulle en die slaaf kom terug en sê, daar is nog steeds plek. En dan word hulle gestuur na die gangetjies en die steegies, en eintlik om die persone wat weggesteek was, die prostituie, hulle wat met lyke gewerk het, die leerlooiers, word dan ook ingenooi om deel te hê aan hierdie feesmaal. Ons kan eintlik sê dat die Here met hierdie uitnodiging rig tot die wêreld, tot elkeen van ons. As 'n mens gaan kyk na 'n feesmaal, dan was daar 2 uitnodigings om jou uit te nooi, om te bevestig van 'n datum waar hierdie feesmaal sal plaasvind, en dan wanneer die kos gereed is, word jy weer genooi en gesê, nou moet jy kom aansit. En die vraag is of ons hierdie uitnodiging van God aanvaar. Ons weet dat die Here verbond gesluit het met Israel, maar is dikwels so dat die tweede uitnodiging, naamlik dat Jesus gekom het as die verlosser, as die Messias, dan ook verwerp word. En dat mense dan wegbly van hierdie feesmaal. En ek en jy word ingenooi en gesê, kom en word deel, op om verskonings te soek, en word deel van hierdie wonderlike geleentheid waar ons in Christus kan deel hê ook aan God. Dis ook 'n waarskuwing deur te sê, hulle wat genooi was, wat nee gesê het, sal nie eet aan die maaltyd wat voorgesit was nie. Ons word ook herinner daaraan dat hier 'n ander kant is van God se genade, naamlik ook sy oordeel, en dat hy sal uitsluit die wat nie in geloof ook na hom toe kom nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons u feesmaal se uitnodiging mag ontvang, en dankie dat ons die voorreg het om te kan aansit by hierdie feestafel. Nie omdat ons so goed is nie, maar dat u deur Christus, Here, vir ons die voorreg gee om dit te kan doen. Amen.